Daar sê. Vader, dankie. Dankie dat ons u lof kan besing en dat ons kan vra, Here, ontvang ons lof. Ons wil u eer. Deur dit wat nou hier gaan gebeur, Here, wil ek net eer bring in u naam. Dankie dat ons instrumenteel is in die uitbou van u koninkryk. Dankie dat ons mekaar kan optel en kan uitdaag en kan help op hierdie pad van heiligmaking, Here. Ons eer u en ons dankie in Jesus se naam. Amen. Amen. Jy kan gerus jou sitplek neem. Baie dankie. Goeiemôre aan die wêreld daar buitekant as jy sopas ingeskakel het. Ek wil vir jou vra vanmôre, dalk het jy nou per ongeluk op hierdie Facebookblad of op YouTube op ons afgekom. Moenie afklim nie. Dalk net is dit 'n absolute divine appointment van die Here af om nou vanmôre net vir jou te sê, sit stil net vir 'n paar minute. Kom ons luister gou-gou wat die Here vir ons wil praat. Ons praat oor klaagliedere tot oorwinning en vanmôre spesifiek van volk na familie. Nou, hierdie is nie my notas nie, maar dis iets wat ek in die week gesien het, wat vir my baie treffend was. Dis 'n ou wat vertel van die engel wat by die hemelpoort staan, en dan kom daar 'n ou daar aan en sê, yes, ek is hier. Dan sê die engel vir hom, okay, wie is jy? Nee, my naam is Boetie. Boetie, sê vir my, hoe verstaan jy die leerstellinge rondom die woord van die Here? Dan kyk jy die ou in my min of meer as jy my nou kyk en sê, wat is dit? Dan sê, okay, jy het dalk nou nog nie Bybelskool gedoen nie, kom ons gaan terug Sondagskool toe. Wat verstaan jy van redding? Die leer rondom redding, en hierdie ou sê, En die engel vra hom nog 'n vraag of twee en hy weet nie. En op 'n stadium sê die engel vir hom, wat laat jou dink jy kan hier ingaan? Wat soek jy hier? Hy sê, nee, ek het net aan 'n kruis gehang daaronder. En die man in die middel het gesê, dis okay, ek kan maar kom. Hoor jy wat sê hy? Die man in die middel, Jesus, het gesê, dis okay. Ek en jy sukkel met hierdie ding. Ons wil so, daar's hierdie beweging in die wêreld, en in ons land, en in ons dorp, en selfs hier, en ek, van maar dalk moet ons dit net heroorweeg, jy weet, 'n ou moet darm. Hoe gereeld vas en bid jy? Jy weet, wat van die Sabbat? Moet ons nie weer 'n slag kyk na die feeste nie? Moet ons nie weer, why? Hoekom is ek en jy besig om terug te beweeg na die volk van God, terwyl hy deur Jesus ons bederf het om te sê, jy's nou Mafili man. Onthou julle van Mafili? Die vir julle wat nie weet nie, dis my vrou se nuwe skepping, bydra tot die Afrikaanse taal vir familie, is Mafili. Ek en jy is God se kinders, ons is nie God se volk nie. Hoekom wil jy teruggaan en die wette en die reëls en hierdie goed, why? Wat is dit? Kom ons praat daaroor. Kom ek en jy kyk na hoe het hulle gelewe as God se volk in die Ou Testament. Ek gaan begin weer met Klaagliedere 3:57, ek lees uit die 83 vertaling, waar dit sê, U het na my toe gekom, toe ek geroep het, U het gesê, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Op daai stadium is hulle God se volk, Israel, en dinge loop mooi en dinge loop verkeerd en dinge loop soos hy wil, maar God sê, ek is jou koning, ek is in beheer van dit wat gebeur in jou lewe, jy is my volk,
kalmeer, ek is by jou. Kom ons kyk God se volk aan die voorbeeld van koning Hizkia. Koning Hizkia het geregeer voor die val van Jerusalem, voor die val van Israel. Hy was 'n jong man, hy was net 25 jaar oud. So hy was 'n vlytige ouetjie gewees. Hy was 'n goeie koning. Hy het baie dinge gedoen en baie dinge geweet en was 'n baie invloedryke man. Koning Hizkia het die hervorming en ingenieurswerke in Jerusalem bymekaar gemaak. Hy was die ou wat 'n paar keer vir die volk gesê het, hoorie, moenie dit doen nie, kom ons maak so. Hervorming, herlewing, uit die oorlog onder beheer gebring, uit in feite gewen teen die army van Assirië. So hy was op 25 was hy 'n ouetjie wat goed kon doen. Hy was die koning. Hy het selfs godsdiensthervorming teweeggebring of net teruggebring. Onthou julle die Israeliete het op 'n stadium 'n goue slang aan 'n boom gehad, aan 'n stok, verwysend na Moses. En Hizkia was die ou wat gesê het, nee, moenie daardie aanbid nie, dis oulik om hom maar moenie hom aanbid nie, ons aanbid God, ons Vader. Kom ons los hierdie goeters, kom, so hy het godsdiensthervorming gebring, hy was 'n biddende koning. Hy was 'n biddende koning, ons sien dit, toe hy siek word, het hy geweet hoe om met God te praat. Hy het geweet hoe om tot God te nader, hy het geweet wat die impak van gebed is, hy was 'n biddende koning. Maar toe word hy baie siek. En die Bybel sê, Hizkia word siek tot die dood toe. Die kommentare rondom die Bybel sê, dit was 'n sweer gewees. Een of ander ding, 'n fisiese sweer wat besig was om sy liggaam te affekteer en te infesteer en te al daai goeters, help my met die mediese terme, hy was baie siek gewees. Hierdie septisemia het vir hom gevat. Hy was tot die dood toe siek. Toe draai koning Hizkia na die muur toe en hy berou en hy ween voor God. Jy sien, Hizkia het so bietjie begin afvallig raak, want hy was hierdie vlytige ou. En hy het so bietjie eie ekkerig geraak, en toe hierdie siekte hom tref, toe besef hy, ek moet terugkeer tot die Here. En hy draai na die muur toe, en hy bid. En God hoor sy gebed, en God voeg 15 jaar by sy lewe, en hy draai selfs die sonwyser van Agas, draai hy terug. Hy sê, okay, replay, kom ons kyk weer. Kom ons probeer weer 'n keer. En hy voeg 15 jaar by Hizkia se lewe. Maar dan as ons die storie verder lees, ongelukkig stop dit nie daar nie. Hizkia vergeet baie vinnig wat God vir hom gedoen het, en hy begin trots raak, en hy lewe 'n lewe van trots eerder as 'n lewe van dankbaarheid. Hy nooi die ander konings in die goed, hy vat hulle daar in sy paleis, hy sê, kyk wat het die Here vir my gedoen, kyk wat het die Here vir my gedoen. Hy gaan nie net van kyk wat het die Here gedoen, nee, kyk wat die Here vir my gedoen. En hy raak eie ekkerig weer eens. Hy spog hoe God hom beloon vir sy gehoorsaamheid. En dan die hartseer. Hizkia op die einde is oorlede, en net daarna kom die val van Jerusalem en Israel. Dit was die lewe as God se volk. In en uit. Op en af, heen en weer. As ek goed is God goed. Terwyl God goed is, sal ek goed wees. Maar dan as daar fout gaan, dan straf God ons. En dan is ek weer goed, en dan is God weer goed, en dis soos hulle dit beredeneer het. En dit is soos hulle dit uitgewerk het, dat ek moet al die wette en die reëls gehoorsaam, dan is ek alright. En ons sit vandag nog met dit. Vandag nog.
En nie net in Israel of net onder die Jode nie, maar mense wat sê, eet jy daai ding? Dis onrein, gaan lees in Deuteronomium. Regtig? Ja, maar hoe kan jy dit doen? Groot moeilikheid. En mense leef vanuit daai verwysingsraamwerk, maar ons is die volk van God. Hoeveel mense het dit al vir mekaar gesê van ons as Afrikaners? Wou jy beter Afrikaans leer praat, broer? Dis die hemelse taal. Jy gaan sukkel daarbo, jy moet Afrikaans kan praat. Dis oulik om Afrikaans te wees. Afrikaners is plesierig, julle lyk redelik ernstig vanmôre. Maar Afrikaners is plesierig en dis amazing. Maar 'n Afrikaner dra nie kakiebroek en 'n kakiehemp en 'n kous en kam in sy kous en sê dis nie wie jy is nie, man, dis kultuur. 'n Volk van God was 'n volk van God. Vandag het ek en jy die voorreg om te sê ons is nie meer God se volk nie. Ons is God se kinders. 2 Konings 18 vers 3. Hizkia het gedoen wat reg is in die oë van die Here en het in alles die voorbeeld van sy vader Dawid gevolg. Dit was 'n wettiese bestaan voor God. Terwyl jy in jou spoor trap, terwyl jy mooi trap, gaan dit met jou goed gaan. Kom ons blaai om. Tweede gedeelte van ons gesprek. Die lewe as God se kinders. Daai sondaar wat by die hemel kom en sê, ek is hier. En hulle vra vir hom baie vrae en hy sê ek weet nie. En hy sê maar die man in die middel het gesê ek kan hier wees. Kyk hoe skuif die klem van ek het en ek wil en ek gaan en ek sal en het ek. Nou wie wat ek is eintlik niks. Ek weet nie, maar Jesus. Kyk hoe skuif daai klem. Die klem. 1 Johannes 3 vers 1 tot 2. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat die wêreld hom nie ken nie. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Hoor jy wat sê Johannes? Ek en jy is God se kinders, nie se volk nie. Hoekom lê jy so baie klem daarop? Wat is dit nou? Wat? Julle, dit is die genade van Jesus wat dit vir ons wys. Kom ons kyk na Paulus se lewe. Die van julle wat nie weet nie, die van julle wat dalk nou ingeskakel is en jy soos daai ou aan die kruis wat sê, I don't know what I'm doing here, but I'm here. Jy weet, laat ons nou maar luister. Paulus is 'n volgeling van Jesus. Sy naam was Saulus. Hy was Willers die Wildtuin. Hy vervolg al die Christene. Hy gooi mense dood met klippe daar waar hulle vir Stefanus gestenig het. Hy was die hoofseun daar. Hy vervolg almal en alles. Hy self is permanent in die tronk en in die moeilikheid en in die wat. Hy skryf op die einde, nadat hy vir Jesus op die pad na Damaskus ontmoet het, sy raak blind vir 3 dae, hy gaan sit by die huis van Silas en so, die skille val van sy oë af en hy sien, tara, wat sien hy? God maak sy oë oop sodat hy hom kan sien vir wie hy is. Sy naam verander van Saulus na Paulus en daar skryf hy meer as 60% van die Nuwe Testament wat ek en jy vandag in ons hande het, wat ons ken as die Bybel. En Paulus skryf vir ons 'n paar dinge en een van die eerste goed is, 'n kind van God is net genade. Dis uit genade dat ek en jy kinders van God is. Nie uit verdienste nie, nie omdat jy cute is nie, en dit is hoekom ek so klem daarop wil lê, dat ek glo in my hart. God kyk na ons en
as ons selfs Paulus se brief gaan lees in Galasiërs, hy skryf aan die gemeente in Galasiërs en hy sê, hoekom wil jy die hele tyd teruggaan? Maar kom ons fokus vanmôre op Korintiërs. Hy skryf aan die gemeente van Korinte en hy sê, my lewe is uit genade 'n kind van God. 2 Korintiërs 12 vers 9. My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Ons het al hieroor gepraat, ons sê dit oor en oor vir mekaar. 'n Ou soos Moses wat die klip slaan en die water kom daar uit in opdrag van God. Die eerste keer sê God, slaan die klip en daar sal water uitkom, hy slaan hom. Die volgende keer sê God, slaan die klip en daar sal water uitkom, hy slaan hom 2 keer. Hoekom? Want hy kan. Die derde keer sê Moses vir die volk, moet ons vir julle water uit die klip uit tap. Bom. Sien hoe skuif hy? Paulus sê, man, ek het baie klippe geklap. Klippe het my geklap, maar dit tel niks. Dit maak nie saak nie. Maar ek het al met presidente van die wêreld hand geskit, ek ook. Tel dit punte? Die dag as jy daar kom en die boek word oopgemaak, is jou naam in die boek van die lewe op grond van dit wat jy gedoen het? Nee, op grond van die man in die middel, wat gesê het, jy kan vandag saam met my in die paradys inkom. Dis die verskil tussen volk wees en kind van God wees. Paulus kom en hy sê, ek lewe uit vrymoedigheid uit. 'n Lewe van vrymoedigheid. 2 Korintiërs 3:12. Omdat ons hoop hierop gefestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op. Ons is nie soos Moses wat sy gesig met 'n sluier toemaak nie. Dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel sou sien dat die ligglans aan die verdwyn was. Julle onthou dit wat Moses gedoen het? Hy was op die berg, hy kom af, hy was in die teenwoordigheid van God, hy loop met die 10 gebooie, maar hy het 'n sluier oor sy, want hy blink. Hy het 'n sluier oor sy gesig. Maar toe cover hy dit op, want soos jy uit die teenwoordigheid van God uitbeweeg, verdwyn die glans. You lose your tan, broer. Dis soos word winter in jou lewe. Ek en jy as kinders van God, jy's andersom. Hoe nader ons aan God beweeg, hoe meer skyn jy. Ek en jy is die lig vir die wêreld. Kyk die teenstelling, die vrymoedigheid, om by mense te kan kom, om by God te kan kom en sê, Here, hier is ek 'n arm sondaar mens uit genade gered deur Jesus. Baie dankie, Vader, dankie dat ek U mag Vader noem. Ek het 'n behoefte, ek het 'n uitdaging, ek het 'n versoek, ek het 'n versigtiging, ek het wat ook al. En daar waar jy uit woorde uit hardloop, tree die Heilige Gees vir jou in en hy gaan verder. En ek en jy het vrye toegang tot God die Vader. Ons is nie meer die volk nie, ons hoef nie offerandes te bring nie, ons hoef nie in sak en as te gaan sit nie, ons hoef nie te wat en ons hoef nie. Op grond van Jesus is ek en jy Vader. Sien, onthou jy, ek het nou die dag vir jou gesê, as dit snoepiedag is by die skool, nee, dan gaan jy na jou pa toe en jy sê van, papa, mamma, met liefde en respek, dis nou snoepiedag, R5 sal die ding doen, baie dankie. Jy hoef nie vir 3 dae met 'n lang gesig te wees, jou klere agterste voor aan te trek, jou skoene verkeerd om aantrek en dan voor pappa te gaan staan, o Vader. Jou pa sal dink you've lost it, broer. Jy het vrymoedigheid want dis jou vader, dis jou pa. Hy's lief vir jou, jy's lief vir hom. Daar's 'n verhouding. Uit vrymoedigheid uit. Paulus sê, ek lewe 'n lewe van afhanklikheid. Hizkia nooi sy pelle, al die ander konings, hy sê, kom kyk wat het God vir my gedoen, omdat ek so gehoorsaam is. Nee. I'm the man of power for the hour. Paulus sê, 2 Korintiërs 4 vers 7, ons wat hierdie skat het, wat 'n skat praat hy van? Jesus, ons wat hierdie waarheid het,
Ons is kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom van God, nie van ons af nie. Yes, julle, hoe lekker is dit om te sê, as iemand vir jou 'n ding vra, Koos, hoe werk dit? Koos, wat van dan sê ek weet nie. Ek weet nie, kom ons vra die Here. Deur sy Gees gaan hy vir ons dit openbaar. Vra die regte vrae vir die regte mense, hier sit julle. Ek weet nie, dis oukei. Ja, maar jy weet, jy is maar 'n ou mampara mannetjie. Prys die Here, ek wil 'n mampara wees. Ek wil nie slim wees nie, ek wil nie goeters, ek wil nie. Want die oomblik as ek myself bo God plaas en bo Jesus plaas, selfs Jesus, as hulle vir hom vra, die disippels, hierdie goed wat jy van praat, jy gaan nou hemel toe en jy kom weer en wanneer gaan dit gebeur? Hoe gaan dit werk? Dan sê Jesus, maar ek weet nie, net die Vader weet. Hallo, ek as jy as kinders van God, hoef nie alles te weet nie, hoef nie alles te kan doen nie. Ek wil nou sommer hier en nou myself onderbreek met 'n advertensiebreek. Kodien, dankie. Jy, ja, praat met jou. Dankie. Dit wat julle op die skerm sien, is hierdie week se sweet deur daai girl en haar span. Sy het 'n span. Dankie span. Hoe mooi is dit? Hoe mooi is dit as Kodien my bel en vir my sê, oom, ek hak vas, wat van dit? Wat van so? Sy is nie windie nie, sy is nie arrogant nie, sy, ek weet alles van hierdie goed, nee. Sy sê, oom, kyk gou hier nou, hoe lyk dit? Oom, wat van dit? Ek het die Lawrence se naam verkeerd gespel, oom, sorry oom, ek gaan weer probeer op. Hoe beautiful is dit? Vir 'n mens om te sê, ek weet nie. Ek wil, en ek kan, en kyk sy kan, kyk hoe mooi is dit. Sy kan. Maar sy sê nie, man, sit jy maar terug, ek is nou hier gaan die move nou plaas van, nee. Oom, in afhanklikheid van die Here gaan ons hierdie ding maak werk. Well done, girl. I love you for that, hoor jy. Prys die Here. Jy sien, want ek en jy, nee, ons het hierdie gesprekke, ons, almal, waar's julle? Koos, help my, ek het 'n probleem. Ek kan nie help nie, maar kan instrumenteel wees, kom ons probeer. Die mediese dokter sal dit vir jou sê. Ons genesing kom van God af, ons toevlug kom van God af. Hy gebruik my kennis en my kundigheid en my tools om jou aan die gang te kry. Ek sal jou sok, ek sal jou toewerk, ek sal jou oopmaak, ek sal al daai goed, ja. So ons wil dit doen, ons kan dit doen, maar ek en jy is nie die geneesheer nie. Ons het hierdie gesprekke. Dan sê ons, jy sê jy sukkel met, daai, okay, kom ons kyk. En julle ken nou my storie, my op prentjies, nee. Kom ons teken prentjies en wat van dit, ons skor jouself en cute. Soos hier's 'n foutjie, okay. Kom ons maak hom reg. Dan maak ons hom reg. Dan sê ek, jy alright, Boeta, ek is alright. Mag ek jou grappie deel? Ons eet 'n koekie. En hy sê, ek gaan nou koekies eet. Ek gaan ophou rook. Hy maak so. Prys die Here, julle. Ek gaan jou help. Ek gaan saam jou loop. Maar is dit my verantwoordelikheid? Nee. As jy gly met dit waarmee jy gesukkel het, onthou een ding vanmôre. Jy kan my 'n pampoen rol soveel as jy wil. Dit gaan met my net goed. Dis great. Jy is wie jy is wanneer jy dink jy's alleen. Voor God is jy aanspreeklik om terug te kom en te sê, ek het gegly. Ek is 'n kleipot, ek het gebars, ek lek. Help my. Jy kan nie, jy mag nie in 'n vals oorwinning loop nie. Want dan mis ons hierdie afhanklikheid wat Paulus van praat, waar hy sê, ek breek wel. Hanteer my maar saggies asseblief, want ek breek. Jy kan nie deur die lewe loop en sê, ook was eendag 'n kleipot, maar nou is ek 'n staalpot, pappa, ek kan die ding doen. Nee, die dag as jy 'n staalpot word, nee, 'n Madiba microwave, daai 3-poot potte, dan begin jy jou hart verhard.
dan werk jy uit jou eie krag uit. Moenie dit doen nie. Ek sê dit vanmôre vir jou, jy weet met wie ek praat daar buitekant. Ek vra vir jou in Jesus se naam vanmôre, moenie uit jou eie krag opruit nie. As jy gly, praat met mense. As jou kleipot kraak, praat met mense. Ons is afhanklik voor God. En dan die laaste ene, Paulus lewe uit wysheid. Uit wysheid. Nie slimheid nie, wysheid. 2 Korintiërs 12 vers 6. Al sou ek wil roem, sal ek nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of hoor sê nie. Paulus sê, as jy 'n kind van God is, as jy die voorreg het om 'n kind van God te wees, om hom te mag Vader noem, dan gaan jy nie op grond van dit wat jy gedoen het, op dit wat jy weet, op dit wat jy praat, op dis nie wie jy is nie. The truth is, I am my father's child, punt, klaar. Dis waar dit begin. Die feite is, Jesus, maar jy weet baie van hierdie ding af. Die feite is, jy's 'n goeie wat jy ook al doen. Dis amazing, prys die Here vir kennis en vir insig en vir mense wat studeer en dinge doen en kan doen en nie. Maar om wys te wees, gister gaan trek my vrou bloed, bom. Daar druk hulle die armes. Toe druk hulle die aar raak. Ek sit in die ontvangsarea en ek sien die bloed spuit so. Njong. Nee, ek jok daarom, maar ek hoor daar gaan fout daar binne. Ek sien ons klank. Toe hulle sê, "Eina, toe sien ek die bloed so gaan." Okay. Die vrou onmiddellik roep, "Kom help. Hier kom nog 'n ou." Bom. Ding dong. Sy het oorleef. Ek het vir haar 'n roomys gaan koop, sy's alright. Maar dis wysheid. Dis nie uit slimmigheid nie. Ag mevrou, ekskuus, ons plak 'n pleister al, try hierdie kant weer, hoor. Die oomblik toe sy 'n fout maak, toe besef sy, hier is 'n ding that's a bit beyond me. Kom ons gaan na die volgende level toe. Kom help gou asseblief, dis wysheid. Moenie hardkoppig wees nie, moenie slim wees nie, wees wys. So, my liewe boetie en sussie vanmôre, dis nou so eenvoudig soos dit, die verskil tussen God se volk wees en God se kind wees. In die ou tyd het jy gehoop. Jy het gehoop jy is goed genoeg, jy het gehoop jy bring nuwe genoeg offers, jy het genoeg gebid, jy het genoeg gesabbat, jy het genoeg in sak en as gegooi, jy het genoeg koekies bak vir die bazaar, jy het genoeg jy het gehoop. Iemand hou skor. Die Nuwe Testament, Jesus sê, ek is lief vir jou, punt. Ek is lief vir jou. Ek staan by die deur vir jou hart te klop, as jy oopmaak sal ek inkom, ek sal by jou kom woning maak. Ek gaan nie 'n emosionele koppie koffie kom drink en net instap en uitstap, wegstap nie. Ek gaan by jou kom woning maak, ek gaan jou hart vul met die gees van God die Vader. En ek sal jou nooit alleen los, nooit nie. Ja, maar Here, jy verstaan nou nie hierdie ding nie. Jesus sê nie, jy verstaan nie. Ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. Ek het nou die dag vir 'n ouetjie gesê wat daar by my sit by die tafel en sê, "Oom Koos, ek wil nie meer hier wees nie. Ek beteken niks vir die wêreld nie. Ek kan maar net so wil gaan." Ek sê vir hom, jy durf dit nie doen nie. Jy durf dit nie sê nie. Jy durf dit nie dink nie. God is lief vir jou en as jy dit nie glo nie, ek is lief vir jou. Ja, maar hoekom sê om dit? Want jy dra by tot my lewe in die laaste 18 maande. Sonder jou het ek nie 'n maatjie wat ek kan sê, ek ken iemand wat dit en dit kan doen nie. Ja, ouma, nee oom, daar so 2 weke later. Dit was nou die dag daar by my. Man is shining. Is ek wat cute is? Nee, God sê, ek ontmoet jou waar jy is. Daar waar jou kleipot breek. Ek sê jou kom optel, ek sê jou kom regmaak. Moenie terugploeg om God se volk te wil wees. Jy is nie God se volk nie, jy is God se kind. In Jesus naam. Vader, dankie. Vader, dankie in Jesus se naam dat ons hierdie eenvoudige waarheid vanmôre kan vasmaak.
Here, ons kan maklik sê, ag Koos, kom on, get over it. Hoekom praat ons nog 'n keer oor die goed? Vader, U weet hoeveel mense daar buite is wat net hierdie eenvoudige konsep nie kan ground nie, wat hom nie kan vasmaak nie. Wat aanhou teruggaan en aanhou teruggaan. Ja, maar ons moet daarom dit, ons moet, Vader, deur U Gees, bring 'n oortuiging in ons harte, in ons verstand. As Paulus sê, renew your mind, verander jou gedagtes, verander jou woordeskat. Dankie dat ons hier as 'n groepie van U kinders vanmôre bymekaar is, ook aanlyn, Here, met hoeveel mense daar ook al vanmôre onder 'n boom sit, iewers in die bed lê en die uitsending kyk. Dit my gebed is, Here, dat U regtig vir ons sal nader trek aan mekaar, vir ons 'n familie gaan maak. Waar ons mekaar vertrou, waar ons mekaar aanspreeklik hou, waar ons mekaar aanmoedig en uitdaag en sê, maar ek loop hierdie ekstra myl saam met jou. Dankie vir dit, Here. Dankie vir U woord wat lewe en lewe bring. Dankie dat U sê, U is die naprediker deur U Heilige Gees. U sal vasbrand in ons harte dit wat U wil hê ons moet onthou, maar bo alles dit wat U wil hê ons moet gaan doen. Want liefde is 'n werkwoord. Geloof is 'n werkwoord. Dankie vir dit, Here. Dankie in Jesus se naam. Amen. Amen. Julle aanlyners, ons groet julle. Ons groet julle met 'n seëngebed wat sê, mag God homself regtig openbaar in jou as 'n Vader. Ons gaan luister hier in die saal na hierdie liedjie wat sê, I'm no longer a slave of fear, I'm a child of God. Gaan luister om, die link is op Facebook en YouTube. Gaan luister om. Gaan luister om, jy hoef nie bang te wees nie. Jy hoef nie 'n slave te wees van fear nie. Want jy is 'n kind van God op grond van die man in die middel. Op grond van Jesus. Amen. Vrede vir jou.